Ons begin hierdie sangdiens in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Ons sit dit voort in die krag en in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En ons doen dit omdat ons leef uit genade. Genade van die Vader, wat hy beseël met liefde, met omgee, met begrip, met vergifnis. Amen. Gemeentes, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Kom ons buig die hoofde. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend as u kinders so by mekaar kan wees in hierdie kerkgebou. Dankie dat u Gees ons gedryf het om hier te wees, om gemeenskap van medebroers en susters op te soek, familie, maar om veral vir u op 'n besondere manier te ontmoet en vanoggend deur 'n sangdiens. Want vanoggend wil ons vir u sê, Here, ontvang ons lofoffer, ons sang, wat ons tot u rig. Vanoggend gaan ons nie hoor wat u sê deur 'n preek nie. Die fokus vir ons vanoggend is om te sê, Here, hoe voel ons oor u? En ons gaan dit doen met die sang, want u is regtig lofwaardig. U is God, u is goed. En ons is aangegryp deur u grootheid, deur u goedheid, u guns, u genade en u werklike diepe liefde vir ons. So aanvaar ons offer vanoggend en laat ons daardeur ook gestig word en met meer moed vir die lewe ook hier uitloop vanoggend. Aan u bring ons die lof en die eer en dank in Christus Jesus se naam. Amen. Ek gaan so tussen die sang deur net 'n paar tekste lees, so ek gaan nie preek vanoggend nie. Johannes 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig was aan, kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit, nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens om te besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Kom ons sit terwyl ons sing. Stay
ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf. Elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Kom ons staan en sing ons hierdie saam. Thank you.
Dankie julle twee. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en die nag vir hulle skape wag gehou het. Weet een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here, en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Van Dawid 'n psalm. Die Here het vir my Heer die koning gesê: Kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. As die Here die scepter, simbool van u mag uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor u vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u mag demonster. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Prys die Here, prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here.
wonderlike wyse nie beskou as iets waarin hy ons vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Kom ons staan en dan sing ons Stille Nag.
Voor ek die seën van die Here uitspreek, wil ek net sê baie dankie vir elkeen wat vanoggend gekom het en hier was. Moenie vergeet nie, kom ons gaan kuier saam in die saal asseblief. Gaan drink 'n koppie tee en 'n koppie koffie. En dan sê ons ook dankie vir almal wat deelgeneem het vanoggend hier by die begeleiding. Ons waardeer dit. En ook vir ons kinders wat ingestap het. Ek het nie geweet wat daar gaan gebeur nie, maar sê vir hulle ook dankie. Was nie seker of hulle die kerk aan die brand kom steek nie. Kom ons staan ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag die liefde van God ons dryf om vir hom te lewe. En mag die Gees van die Here, die Gees van Christus en die Gees van die Vader ons lewens bestuur en beheer. Amen.